baie welkom by Huiskerk. Soos altyd is dit vir my en vir ons 'n baie groot voorreg om saam met jou in jou huis te kuier. As jy hierdie op 'n Sondag kyk, hoop ons dat dit 'n sinvolle belewenis vir jou sal wees, dat jy iets besonders van die Here sal ervaar, dat dit jou sal herlaai na die laaste 6 dae wat verby is, en dat dit jou ook sal volmaak en krag sal gee vir die 6 dae wat voorlê. As jy hierdie op 'n Woensdag kyk, baie dankie dat jy nog steeds Huiskerk kyk. Ons waardeer jou toewyding. As jy hierdie op 'n Vrydag kyk, end of the week salty cracks, lekker, geniet hom. Ons het uit ons klein kerke uitgehoor dat mense vir ons sê, hulle kyk Huiskerk in hulle pyjamas, en dan wonder hulle of dit oukei is. Nou vriende, as jy nie in jou pyjamas kan wees in jou eie huis nie, is ek nie 100% seker waar jy dan nou in jou pyjamas kan wees nie. So ek het, as 'n blyk van solidariteit, het ek besluit, Huiskerk doen ek vandag in my pantoffels. Ja, daar is hy nou. Is 'n onortodokse pantoffeltjie, maar is 'n pantoffel waarmee ek baie stil in ons huis kan loop, sodat ons kinders nie wakker word nie. En hy het 'n baie cool naam, nee. Hulle noem die Olive and Lime Stitched Vegan. #fancy slippers. Ek is vanoggend alleen voor die klavier oor 'n paar redes. Die een is, Henk moes 'n COVID-toets laat doen, hy wag nog vir sy uitslae, en daarom is hy in self-isolasie, #FOMO, #fear of missing out, ek weet hy sou graag hier wou wees. Arlene is nog steeds in self-isolasie, want ons nog nie 2 weke verby nie, en sy gaan van sy woord bedien sommer daar uit haar huis uit, hierdie Sondag spesifiek, en Jan geniet 'n week se welverdiende verlof. Maar ek is nie alleen nie. Ek het natuurlik ons wonderlike lof- en aanbiddingspan saam met my vanoggend. Goeiemôre julle almal. Dit is my baie lekker om saam met julle te wees. Betsy, wat heel aan ons regterkant staan, sy gaan ons kindermoment doen voordat Arlene die woord bedien, en die res van ons huiskerk gaan min of meer dieselfde gevoel hê as die vorige huiskerk. Ons kom by mekaar rondom die woord, rondom 'n tafel as lede van 'n geloofsfamilie. Voordat ek die diens vir ons begin of afskop met 'n stuk teks, wil ek jou daaraan herinner dat daar 'n klomp maniere is wat ons graag met jou wil kontak hou in hierdie tyd. So ons het 'n Facebook page, gaan like hom asseblief. Ons het 'n YouTube channel, subscribe asseblief daaraan. Ons het 'n Instagram account, follow hom asseblief. Ons het 'n WhatsApp nommer. Maak asseblief seker dat jy hom op jou telefoon het en dat jy daardeur ook kommunikasie ontvang. Aan die einde van die diens gaan al daai details op die skerm wees vir jou. As jy oor enige iets wonder, ons webwerf is ons net www.pvr.co.za en jy kan ons daardeur kontak ook. Kom ons begin ons tyd saam deur 'n stukkie waarheid, deur 'n stuk uit die Bybel uit saam te lees. Hierdie is Paulus wat praat, hy skryf aan gemeente in Efese met die naam die Efesiërs, en hier's wat hy vir hulle sê. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ek groet jou vanoggend met die bevestiging en die wete en die belydenis dat daar vir jou genade is en vrede, reguit uit die hand van ons hemelse Vader. Amen. Dis ook die eerste lied wat ons gaan saam sing. Dis 'n lied met die naam Hemelvader. Voor
Liefs julle, kom ek vertel julle gou-gou. My naam is Betsy en ek wil vandag vir julle vertel van hierdie awesome ding wat ek gekry het. Hierdie is 'n cool geskenksak en hy is leeg. En daar's vir my gesê, ek kan enige iets hier sit en dis myne, net myne. Hoe cool is dit? Nee, kom ons kyk. Ha, lekker nuwe Bluetooth speaker. En ag, 'n lekker ekstra wee. Kom ons kyk hier. Dis nou wel nie die nuutste nie, maar dis mos altyd lekker om nog een te hê. Kom ons kyk of hy hier inpas. Moet net hier inpas, my mars. O aarde, nou dit geskeur. Dis nou regtig sleg, maar weet julle, soms werk die lewe ook so. Wanneer ons alles wil hê, myne, soos 'n 2-jarige, dan skeer ons lewe uitmekaar. Want ons is nie gemaak om net te vat nie. Ons is te maak om ook te gee. Dit is ook die tema van vandag se preek en Tannie Arlene gaan vir ons meer daarvan vertel. Vir die afgelope week en 'n half is ek nou in self-isolasie. En dit gee my vreeslik baie tyd om te dink. Ek dink nogal baie oor alles wat in my lewe tot dusver gebeur het. Ek kyk na my meisiekind en ek sien hoeveel van my binne in haar is. Ons altyd dieselfde hardkoppigheid, ons altyd dieselfde hoeveelheid kreatiwiteit. En dit laat my hart sommer beter voel en warm klop. Ek dink terug oor my ervarings wat ek al beleef het. Besonderse goeie ervarings, maar net soveel hartseer ervarings. Ek dink oor my gedagtes en waar hulle nou is. Ek hou dop oor hoe sommige van my gedagtes donker is en na 'n diep gat toe lei. Ek is ook baie bewus daarvan dat van my ander gedagtes baie vreugde inhou en ek kies om hulle beter te volg. Ek is baie bewus van my geloof ook. Is ek besig om dieper te groei in my geloof, om nader te beweeg aan die Here? Ek dink aan hoe my geloof my gered het in my donkerste tye in my lewe. Hoe dit my op 'n slegte plek van toe ek tiener was, gehelp het. En hoe ek al vir jare lank saam met die Here opdraandes en agdraandes stap. Ek dink aan my eie voorkere. Die veelheid kere wat ek aan my arme meisiekind hierdie laaste tyd geraas het, omdat sy nie dinge doen soos wat ek dit wil hê nie. Wanneer ons besig is om skoon te maak, is ek konstant besig om haar reg te help om dit te doen soos wat ek dit wil hê. En die woord wat nogal baie opkom, en ek hoop julle is bewus daarvan, is die woord my. En dit is dan ook vanoggend se tema. Mine. Soos die seagulls in Finding Nemo en Finding Dory sê. Hierdie is absoluut toelaatbaar om deur 'n selfsugtige fase te gaan, wanneer ons kleuters is. Die kruite is myne, die vloer is myne, die speelgoed is myne, mamma se selfoon is myne. Behalwe as dit gebreek is, dan is niks van hierdie goed myne nie. Die hartseer is dat ons almal as volwassenes ook deur hierdie selfde fase gaan, en dat ons nog steeds tot 'n mate dink dat die hele wêreld en skepping om my moet draai. Die realiteit is dat dit nie doen nie. So ons gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor hoe lyk dit wanneer alles mine is, hierdie monster of hierdie virus wat uitkom in almal van ons lewens. Veral wanneer ons so afgestomp en afgesonder van die wêreld is. So kom ons leer 'n bietjie na wat die woord vir ons hier leer. Ons gaan vanoggend uit Lukas 15 uitlees, vers 11 tot vers 31. En ek nooi julle om saam met julle in die woord te wandel, om te blaai na die teksgedeelte. Ek gaan nie die hele teksgedeelte lees nie, maar ek gaan verseker verwys na sommige van die verse. Voel vry om as 'n familie asseblief die hele gedeelte te lees, want ek dink daar is soveel sin en waarde in hierdie gelykenis. Kom ons lees die gelykenis van die verlore seun. Kom ons kyk eers na die jongste seun. Hierdie vers in vers 12 kom die jongste seun en hy sê vir sy pa, "Pa, gee vir my die goed wat ek van pa moet erf." Asof hierdie dinge wat ons erf by ons ouers iets is wat ons verdien het, iets waartoe hy geregtig is. Tog het hy heeltemal vrymoedigheid om dit vir sy pa te vra. Dit gee vir ons so 'n vinnige glimps in hierdie
karakter van hierdie jong man. As ek in my eie woorde dan moet gebruik, en veral met al hierdie getuienis wat teen my is, van 'n my belewenis, sien ek selfsugtigheid, arrogansie. Ek sien 'n seun wat vra vir dinge wat hy nie toe geregtig is nie. Die mooi wat ek ook in hierdie vers sien, is hoe hy sy pa ken. Dat hy genoeg vrymoedigheid het om vir sy pa te vra vir die dinge. Met die gewete dat sy pa waarskynlik vir hom gaan gee wat hy voorvra. Dat sy pa nie vir hom gaan kwaad wees en hom gaan wegjaag nie. Dat sy pa waarskynlik in liefde gaan reageer. Die teks gaan aan om te verduidelik hoe sy pa dan wel vir hom sy erfporsie gee, en hoe die jong man alles verkoop en die geld neem en na 'n ver land toe gaan. En daarso sien ons in vers 13 gedeelte B, daar in hierdie ver land het hy wild gelewe en het hy sy geld uitgemors. Dit het net oor homself gegaan en dit wat hy gekry het en dit wat hy wou hê. Nou die vers kon daar gestop het en die storie kon daar verby gewees het. En dan sou ons niks verder geleer het van hierdie fantastiese pa karakter nie. Maar dit gaan aan om te verduidelik hoe in daai ver land daar 'n groot droogte gekom het. Hoe die jong seun, toe hy geen geld en geen vriende oorgehad het nie, geforseer was om weer te kyk na sy lewe. Hoe hy dan ontdek dat sy pa, wie hy so goed geken het, by wie hy vrymoedigheid gehad het om te gaan vra, 'n goeie pa is. En dat hy ook verseker weet dat hy sy pa weer kan vra vir hulp, selfs al het hy sy pa so teleurgestel. In vers 18 en 19 staan daar in die volgende: Die jong man sê, ek sal opstaan en na my pa toe teruggaan, en ek sal vir hom sê, pa, ek het sonde gedoen teen God en teen jou. Ek is nie meer goed genoeg om jou seun te wees nie. Kan ek een van die mense wees wat vir jou werk? Sjoe. Ek dink vir hierdie jong man wat ons daar kan vergelyk met die wêreld, om te ontdek en te besef hoe verkeerd hy gedoen het, hoe hierdie selfsugtige monster wat net die hele tyd sê myne, hom glad nie gedien het nie. Om terug te gaan na sy pa toe, vra vir dapperheid, maar ook broosheid, om te erken dat dit nie die manier was om te lewe nie. Dit vra om braaf genoeg te wees om sy pa weer in die oë te kyk en te sê ek's jammer. Maar meer is dit, vra dit om 'n goeie verhouding met die pa te hê, om te weet dat sy pa liefdevol hom sal terug verwelkom. Daardie tipe pa wil ek goed leer ken. Ons gaan in die volgende gedeelte aan na vers 20 toe, waar die jong seun na sy pa toe aanstap. En nog voordat hy vir sy pa enigiets kon sê, kom sy pa aangehardloop na hom toe. In vers 20 sê die volgende: Toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien en sy pa was baie jammer vir hom. Hy het na sy seun toe gehardloop en hy het sy arms om sy nek gesit en hom gesoen. Hy het hom verwelkom soos 'n seun wat werklik geliefd is. Nie 'n verlore seun wat eintlik 'n pad gekies het waarmee sy pa nie kon saamstem nie. Hierdie woord wat gebruik word vir dat sy pa vir hom baie jammer was, is splagnizomai. Dis 'n Griekse woord, een van my gunsteling. En splagnizomai beteken om compassion te hê, om so lief te hê en empatie te hê vir iemand, dat selfs jou ingewande begin pyn van hoe seer dit jou maak. Dit is die tipe liefde wat hierdie pa vir sy seun het. Hierdie karakter van pa. Alles wat gebeur het in die verlede is vergewe en hy herstel hom as seun. Geen om hoeveel keer die seun probeer verduidelik en jammer sê, en die pa is van mening dat alles verby is. Dis vergewe. Die verhouding is herstel. Ons het nou klaar 2 van die karakters redelik goed leer ken. Maar kom ons kyk dan ook na die karakter van die oudste seun, die seun wat getrou gebly het. Nou mense dink dat as jy baie tyd saam met die Here spandeer, of in hierdie geval saam met jou vader, dat jy hom goed genoeg sou leer ken. Dat daar eienskappe van die vader sou afskuur aan hierdie oudste seun. Tog wanneer die oudste seun sy broer sien wat terug is, die partytjie wat sy pa gereël het, is sy reaksie anders as wat ons sou indink.
Lukas 15 vers 28 sê, toe word die oudste seun baie kwaad en hy wou nie in die huis ingaan nie. Die volgende vers sê letterlik hoe sy pa uitgekom het en hom gesoebat het om deel te word van hierdie geleentheid. Maar die seun se eie selfsugtigheid, sy eie harde hart, maak dat hy nie kan fees vier saam met sy pa en sy broer nie. Hy het hierdie eie myne mentaliteit. Hy was die een wat getrou was. Hy was die een wat altyd gewerk het saam met sy pa. Waarom sal sy pa sy jongste broer net so vergewe? Hierdie harde hart wat alles moes weet van hoe sy pa van hom verwag om te leef, is so gerig op homself en wat die implikasies is vir homself, dat hy dit nie kan sien nie. En kom ons kyk weer wat leer ons van hierdie pa hart, hierdie pa karakter. In vers 31 sê die pa, my kind, jy is nog altyd by my, en alles wat ek het is joune. Hy gaan aan om verder te sê dat jou broer was dood, maar hy is nou weer lewendig. Kom ons vier fees en ons vier hierdie lewe wat terug is en wat herstel is. Dit gaan nie verder om te sê wat verder gebeur het nie, maar ek kan nogal daai prentjie sien afspeel. My hoop sou wees dat die oudste seun besef dat hy verkeerd gedoen het en dat hy ook vra vir vergifnis. Dat hy nie meer hierdie myne mentaliteit het en meer bekommerd is oor wat sy broer kry as wat hy self kry nie, maar dat hy meer van sy pa se hart uitleef. Dat sy pa altyd sy seuns kon omhels en vorentoe leef met twee seuns wat meer van sy eie hart deel, is soos wie hy is. Ek het hierdie afgelope tyd nogal in 'n myne wêreld geleef. Maar ek wil so ver gaan as om te sê dat ek dink ons wêreld is op die oomblik in 'n myne kultuur. Dit gaan oor my gedagtes, my opinies, my voorkeure, die manier hoe ek dit wil hê, wanneer ek dit wil hê, soos ek dit wil hê. Myne. Hierdie hoofstuk nooi ons uit daarna om bietjie anders te kyk daarna. Dat in plaas daarvan dat ons die verlore seun en die oudste seun se voorbeelde volg, dat ons kies om die pa te volg en sy voorbeeld na te jaag. As daar iemand is in hierdie gedeelte wat werklik daarop kan aandring dat die wêreld omtrent hulle moet gaan, is dit waarskynlik die Vader. Die een wat alles in sy hand hou. En vir ons is ons Vader natuurlik God. Jesus sy voorbeeld wat gekom het om te wys hoe lyk God se hart. In Psalm 24 vers 1 staan daar, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Niks van dit is myne nie. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander en verduister nie. Waarom volg ons die verlore seun of die oudste seun se voorbeeld? Waarom volg ons nie die voorbeeld van die Vader nie? Die antwoord wat natuurlik goedkoop is en maklik kom, is dat ons net mense is. Maar wanneer ons kies om 'n verhouding met God aan te knoop, is ons hele hart gedraai om meer soos Jesus, meer soos God te begin lyk. Dat ons hom reflekteer in die wêreld. Tog wanneer dit regtig noodsaaklik is van ons om 'n getuienis te lewer, lyk ons meer soos die wêreld as wat ons lyk soos die Vader. Ek het gister deelgeneem aan 'n gesprek met Elmarie, en iets wat ek daar ontdek het, dink ek sal vir ons almal sinvol wees, in hierdie wêreld waar ons almal voel, alles is mine. Die ander virus wat eintlik onder ons posvat. Sy gebruik die akroniem REIN. En dit is moeilik om hierdie mine monster in ons lewens te identifiseer wanneer ons nie REIN se akroniem volg nie. So waar verstaan dit? Wel, die R staan van vir realize. Wees bewus van dit wat aan die gang is op die oomblik, in jou lewe, in jou hart en in jou geloof. Soos die verlore seun kan ons soms soos die wêreld word, dat ons dink die hele wêreld moet om ons draai. Dis my geld, dis my besittings, ek hoef dit met niemand te deel nie. Wanneer iemand van my iets vra,
is ek besig om mooi plannetjies en sommetjies te maak oor hoeveel is die meeste wat ek kan hou. Dit is my tyd en my energie, en ek hoef dit nie met jou te deel nie. Ek kan baie kieskeurig wees aan wie ek my tyd en energie spandeer. Dit is my gawes en my talente, en ek kan dit alles die hele tyd vir myself hou. Ek hoef nie dit met ander mense te deel nie. Hulle moet my betaal om hierdie kennis wat ek het te ontvang. Myne. Maar dalk kan hulle ook soos die oudste seun, hierdie getroue seun wees wat konstant by sy pa bly, en tog steeds die pot missit. Die oudste seun wat by sy pa werk en dink dat dit gaan oor hoe hy dinge wil hê, wanneer hy die baas van die plaas is. In vandag se terme sal ek sê, dit is mense wat steeds gelowig God dien, dalk selfs in die kerk en geloofsfamilies is, maar dink dit gaan oor die tipe musiek wat hulle van hou, die tyd wat vir hulle die beste pas, die taal wat vir hulle werk en presies is wat hulle wil hoor, die teologie en die inhoud wat hulle dink vanoggend vir hulle bedoel is. En as niks van hierdie goeders is soos wat hulle dit wil hê nie, gaan hulle na 'n ander plek, 'n ander plaas waar hulle kan gaan werk. Weereens hoor ek hierdie tema van myne. Dis moeilik om die probleem aan te spreek as ons nie eens bewus is daarvan nie. So die realize beteken dat ons eie lewens, ons harte dophou en luister hoe ons praat en dink. Hoeveel keer gebruik ons hierdie woord van myne, my, ek? Word bewus daarvan. Hou jouself dop vir 'n dag of 'n week. En luister na hoe gereeld jou gedagtes en emosies draai na jou, my. Word bewus van dit. Die A staan vir allow. Nou gee nie om hoe hard ek probeer nie, om te sê ek gaan dit nie voel nie, maak nie dat die probleem weggaan, of die emosie of die gevoel weggaan nie. As ek op die oomblik voel, ek wil die voorkeur hê, ek wil my manier van doen hê, is dit wat gaan plaasvind. Ek kan dit nie wegdruk nie, en tot 'n mate moet ek sê, ek erken dit is wat ek nou voel, en ek voel dit. En om dit te voel vir 'n rukkie. Ons is baie goed daarmee om soms net te ontken, nee, dis nie wie ek is nie. Hoe meer ons ontken, hoe meer is dit besig om in ander dele van ons lewens uit te kom, soms sonder dat ons dit weet. Dis baie makliker om 'n probleem te hanteer waarvan ons bewus is, wat ons kan raak sien in ons lewens. So laat toe, allow, daardie emosie, gevoel, houding na vore kom. Die I is vir investigate, die I. Gaan kyk 'n bietjie wat maak los wanneer jy daai gevoelens voel. Begin jy nader beweeg aan die Here of verder? Is jy besig om mense te dien of om mense te afronteer? Is jy besig om goed te voel oor jouself? Gaan dit net oor jou? Of is jy besig om vir God te soek in daardie oomblikke? Wees nuuskierig oor wat gebeur wanneer jy so op jouself gerig is. Wat sien jy raak of wat sien jy glad nie raak nie? Wees nuuskierig, investigate. En die N van Ryan staan vir nurture. Dit help nie ons is kwaai en onredelik met onsself en boelie onsself om anders te wees nie. Want emosies wat dan loskom is bitterheid en skaamte, skuldige gewetens. Want ons probeer iets wees wat ons nie is nie. My voorstel met nurture is om eerder by God se voete te gaan stil staan en te erken wat aan die gang is in ons lewens. Here, ek bely dat ek op die oomblik besig is om so selfsugtig te wees. Ek wil alles elke keer hê soos wat ek dit wil hê. Here, dit breek my hart want ek weet dit is nie hard vir my nie. Vader, ek vra dat U hierdie moet wegneem. My hart moet verander. Here, verander my. Daar is 'n sagte, nurturing posisie en is iets wat God verander, nie jy nie. Ek wil julle vandag uitnooi. Daar's 3 karakters in hierdie verhaal en in die wêreld waarin ons leef is daar waarskynlik ook hierdie 3 karakters wat konstant van tyd tot tyd hulle kop uitdruk.
Die eerste is hierdie verlore seun wat tegnies eintlik maar hierdie sekulêre wêreld is, wat nie regtig vir God dien en hom elke dag uitleef nie. Hulle ken hom dalk en hulle word op blootgestel aan hom. Maar wanneer hulle die keuses maak, kies hulle vir selfsugtige gedagtes. My geld, my besittings, my tyd, my energie, my gawes en my talente. Ek wil julle uitnooi om anders te leef. Om terug te gaan na hierdie Vader wat ons regtig goed ken, wie sy hart oop is met alles wat hy vir ons in oorvloed wil gee. Om weg te beweeg van hierdie verlore seun mentaliteit, hierdie gedagtes van myne, myne, myne. En eerder een van nederigheid aan te neem wat lyk soos Jesus in God se hart. Die tweede keuse is hierdie oudste seun. Mense wat al dalk hulle hele lewe lank vir God dien. En dit is partykeer moeiliker want daardie myne monster is so subtiel. En dit gaan oor my idees, my gedagtes, my opinies. Die musiek waarvan ek hou in my geloofsfamilie. Die teologie wat ek najaag. Die manier hoe ek 'n boodskap sou lewer of dit sou wou hê vanoggend. Die taal waarin ek wil dien. So subtiel. Maar ons het ook hierdie geleentheid wat ons steeds na 'n Vader toe kan gaan wat weer eens in oorvloed gee. En wat tog vir ons lief is, ongeag van of ons hierdie verlore seun of hierdie arrogante ouerseun is. Ek wil julle uitnooi om na die Vader in hierdie verhaal te gaan. Ons Vader. Hy nooi ons uit met oop arms, hy ontvang ons en hy gee vir ons in oorvloed geliefde, genade, deernis. Hy verstaan en aanvaar ons net soos ons is. Ongeag van hoe selfsugtig ons word, ons Vader bly lief vir ons. Maar ek glo met my hele wese dat ons Vader sy hart sjokolade sal pomp, as ons kies om meer en meer soos hy te leef, eerder as enige van die ander karakters in hierdie verhaal. Gebruik die akroniem van RAIN om jou te help in hierdie proses, om weg te beweeg van selfsugtige gedagtes na 'n vaderhart houding. Ek het begin om te sê in hierdie laaste tyd het ek baie gedink aan my ervarings, my lewe, my meisiekind, my huis, my voorkeure, myne, mine. En ek is moeg daarvoor om een van hierdie seagulls van Nemo te wees. Ek weet nie van julle nie. Ek is moeg daarvoor om soos 'n kleuter te wees, wat dink dat alles omtrent my moet gaan. En ek wil julle uitnooi om in hierdie spasie in te beweeg, waar ons meer soos God 'n hart het verander. Waar dit nie gaan oor my tyd en my geld en myne nie, maar oor God se geld en God se tyd. Die talente wat hy aan my toevertrou het. My kind wat hy aan my toevertrou het om te stuur en te lei. Daar waar ek 'n rentmeester is van alles wat God vir my gee, want dis alles God se. En hoe ek dit net die voorreg het om dit te kan stuur vir hom. Wanneer ek weet iets is nie myne nie, pas ek nogal goeders mooier op. En dalk is dit die klein nudge wat ons vandag nodig het. Dat ons met sagter harte, met vriendelike oë na ander kan kyk en besef, hulle is ook God se. Dat God vir hulle intens lief is. En dat ons nou die voorreg het om met hulle te handel. In liefde en deernis. Kom ons bid saam. Here, ek wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om U kinders te mag wees. Here, en dit maak my hart so seer om te weet dat in die laaste tyd was ek veel meer die verlore seun of selfs die arrogante oudste seun. Dat ek gedink het ek's regtig tot 'n klomp dinge en Here, ek bely vanoggend voor U dat ek nie is nie. Dat ek regtig afhanklik is van U en dat alles aan U behoort. Here, ek vra dat U my hart so sal genees en sal heel maak dat my hart meer sal lyk soos U hart, eerder as die van die verlore seun of die oudste seun. Here, dat ek uit 'n plek van gesondheid uit
kan beweeg en mense kan aanraak en vir hulle liefde gee en u hart reflekteer by hulle. Here, my gebed is dat ek so bewus daarvan sal wees dat my geld, my salaris, my besittings, my talente en my gawes absoluut u sin is. En dat ek eintlik moet vra, Here, hoeveel mag ek hou, sodat ek die res kan gee daar waar u dien. Daar waar u nodig het, waar die hulp nodig is. Here, maak my bewus dat ek regtig realize, dat ek kan sien met u oë in hierdie wêreld wat aan die gang is. Here, want ek is partykeer blind daarvoor. Here, help my dat ek myself sal toelaat om in genade myself te kan wees, om te kan erken wanneer ek maar broos en menslik is. Maar Here, dat ek werklik sal gaan nuuskierig wees, hoe lyk dit anders? Hoe lyk my hart wat meer soos u hart lyk? Here, en help my om dan by u voete te sit en vra vir 'n hartsverandering en 'n lewensverandering, dat ek meer van u sal reflekteer in hierdie wêreld. Here, ek glo dat as elkeen van ons wat gelowig is, elkeen van ons wat u hart ken, dit sal begin doen, dat hierdie wêreld gaan anders lyk. En dankie dat ek dit dan kan vra van myself, ons geloofsfamilie en ons gemeenskap. Dankie, Here, vir wie u is. Ek is so dankbaar dat ek u kan dien. 'n getroue, liefdevolle Vader wat vir my aanvaar net soos ek is. En wat ek glo magtig genoeg is om my hart te verander. Dankie, Here. Amen. Ons het die afgelope paar weke tydens huiskerk tyd gemaak om so 'n bietjie na te dink oor dit wat ons gehoor het tydens die woordbediening. Dit is baie belangrik. Die kerk doen dit al die laaste 2000 jaar en daarom doen ons dit ook nou. Nou ek het die voorreg om vir Betsy by my te hê, om so 'n bietjie te reflekteer, na te dink oor dit wat Arlene nou gesê het. So Betsy, Arlene het gepraat oor haar verhouding met haar kind en haar eie kind. Jy is ook 'n ma. Ek wil vir jou vra, as ma, wanneer jy dink daaraan dat jou kind vir jou gegee is, en is nie jou kind nie, myne, mine. Hoe verander dit die manier wat jy obviously in verhouding tot jou kind is, en ook 'n ma vir jou kind is? Rino, dis eintlik vir my 'n makliker manier van dink daaroor, want ons het nie ons eie biologiese kinders nie. So my seentjie is op hierdie stadium nog in pleegsorg by ons. En dit was baie scary om te besluit om 'n pleegsorgouer te wees. Want dan besef jy maar die kind is nie biologies joune nie. En wetlike aspekte sê dit ook vir jou. Maar baie mense het vir my gesê, maar hoe kan jy dit doen as jy nie bang nie? Dan het ek vir hulle gesê, maar jou biologiese kind kan môre doodgaan. Daar gebeur ongelukke, kinders word siek. En ek dink dit is die grootste voorreg om te besef dat 'n kind is 'n geskenk. Nie altyd vir jou volle lewe nie, maar 'n kind is vir jou 'n geskenk, sodat jy as mens kan groei en dat jy ook kan deel in wie en wat hy word. Dis soos 'n lewende legacy wat mens agterlaat. En ek dink dit is so belangrik om elke oomblik te onthou, jou kind is nie net joune nie. Jou kind is 'n God gegewe geskenk. Iemand wat daar is om 'n legacy voort te leef en om heeltyd konstant mindful te wees oor wat se legacy los ek in hierdie kind. En as jy doorgemaak het te gaan reflekteer en te kan kyk, wat kan ek beter doen? Want hierdie spesiale precious geskenk wil jy net die beste van hê. Jy wil net die mooiste vir hierdie kind hê. En dit is net regtig vir my 'n verskriklike groot voorreg dat die Here hierdie ou seentjie oor my pad gebring het. En die Here is net amazing, want die stories wat ek vir jou kan vertel sal jou die hele dag besig hou. So ek gaan nie eers daaroor toe gaan nie. Maar die Here weet presies wie om na wie toe te stuur en wie om oor mekaar se paaie te kom. So selfs al word 'n kind in jou huis gebore, het hy die regte pakkie vir die regte ouers. Nie net vir homself nie, maar ook om die ouers te ontwikkel tot die beste wat hulle kan wees. Ja, dit is beslis so. Ek dink nou sommer aan die verhaal van die verlore seun.
En die pa wat vir die wegloop seun sê, alles wat jy het ek vir jou gegee. En die pa wat vir die ouer broer sê, alles wat jy het ek vir jou gegee. Nou die ouer broer was ongelukkig daaroor en Arlene het ook daarna verwys, want hy het gedink dat hy alles reg doen en daarom is hy geregtig op alles wat hy het. Ek doen iets op 'n manier en daarom moet ons nou uitwerk soos wat ek dit wil hê. Daar kom die ek of die I of die my nou weer in. Jy het my nou laat dink aan ouers en ek is self 'n ouer wat onder die indruk kan wees dat as ek alles met my kind op hierdie manier doen, op die sogenaamde regte manier, dan gaan alles mos perfek moet uitwerk, want dis my kind en ek het dit so gedoen. En jy het nou gesê, goeders gebeur met kinders, wat ons nie voorsien nie. En wat dan? Wat gebeur dan nou, as ek dink dat my kind se lewe op 'n bepaalde manier gaan uitspeel, of dat my kind 'n bepaalde pad gaan stap, en dan kom 'n kronkel in die pad. Dan is dit vir my baie beter om te dink aan die manier wat jy nou gesê het, en dit is, God het hierdie kind by ons geplaas. Bly God se kind, né? En hoeveel kronkels daar ook al is, God bly die kind se pa, ek bly die kind se pa, en ek moet die kind lei in hierdie lewe, dis my enigste doel. Ek hou daarvan, dit is nog vir my 'n eye-opener. Jy is ook 'n onderwyseres. Ja. So, daar's nou nog meer kinders, as net die seentjie in julle lewe, wat in jou toevertrou is. Hoe help hierdie stuk teks, of ten minste die eienaarskap van mine, versus God wat alles vir my gegee het, jou om te kyk na die kinders in jou klas? Weet jy, Reino, ek hou skool vir tieners. Ek het nou al vir 10 jaar vir graad 7's geteach. En hulle is nogal challenging. Ek onthou wel hoe ek, toe ek daai ouderdom was, my ma ook maar gechallenge het. En dan wonder ek baie keer, is dit nie bietjie karma nie, jy weet, ons glo nie daarin nie, mammies wonder maar. Maar tieners is moeilike wesens, want hulle glo, hulle is altyd reg. Hulle glo, as jy iets negatiefs vir hulle sê, jy haat hulle. So die ding vir my is, om net eers tot die kind deur te dring, en die kind te laat besef, dis okay om te voel soos jy voel, jy gaan deur 'n fase, daar's niks meer fout nie. Ek het die voorreg om ook die beradersposisie by die skool te vul, en daarom kry ek baie options wat die onderwysers of die hoofkinders na my te verwys, wat dalk 'n tipe van 'n depressie het, of 'n moeilike huislike omstandighede. En vir my is dit net 'n voorreg om daar te wees. En die grootste challenge kom in, wanneer daar 'n kind is, wat regtig net disrespekvol is. En dit gebeur. Daar is sulke kinders. En dit beteken nie regtig hulle het iets teen jou nie. So die groot ding om te onthou is, it's not about me. It's not about me. Dit gaan nie oor my nie. Ek is daar om die Here se lig uit te dra. Ek is daar om die Here se liefde uit te dra. Dit is nie maklik as 'n kind dit die hele tyd vir jou teruggooi in jou gesig nie. Maar dan moet ons maar terughardloop na die Here toe en op sy skoot gaan sit en sê, nou is ek bietjie moeg, help my. Of net 'n bietjie wegloop en 'n bietjie gaan asemhaal. Want ek teach gemiddeld so 600 plus kinders in die skool. So dit is die hoeveelheid kinders wat ek teach, en die slegte ding daarvan is ek ken nie almal se name nie. Maar ek wil tog hê elkeen moet voel hy's iemand. So daar is waar 'n mens probeer om altyd net die liefde uit te dra. En ons is mense en ons kook oor soos 'n vulkaan partykeer, en dan is dit baie belangrik om te gaan sê, I'm sorry. Ek is jammer. Ek is jammer, ek was verkeerd. Want dit is die grootste ding waar kinders vir groot mense respek kry. As hulle kan sien, jy's feilbaar, maar jy erken jou foute en jy gaan dan terug en herstel die verhouding. Weet jy, dis goeie goed hierdie, dis goeie refleksies. Ek dink nou die verhaal van die verlore seun speel heeltyd af in my kop soos jy praat. So die disrespekvolle, stoute kind, ouers, die disrespekvolle, stoute kind, kort die liefde van 'n vader. Die pluggie wat altyd alles reg doen, kort ook die liefde van 'n vader. En jy het nou in die laaste stukkie net een sin gesê, dis ons werk om in daai omstandighede of in daai situasies die liefde van God te wys. Wat 'n groot verantwoordelikheid het ons spesifiek teenoor ons kinders om daai verwysingsraamwerk vir kinders te word. Ons leer kinders van liefde, ons leer kinders van genade, ons leer kinders van vergifnis. Hoe moet hulle betekenis aan daai woorde sit as hulle dit nie sien of self voel nie?
En dit is ons taak as volwassenes, joune as ma, myne as pa, en ons as 'n geloofsfamilie, is om dit te wys en betekenis daaraan te gee. Dankie vir die refleksie. Verfrissend hoor, verfrissend. Dankie daar. Ek wil jou uitnooi, of julle uitnooi, om dieselfde te doen by die huis. Ons het geen issue daarmee as jy die video net vir 'n paar minute pause nie, maar praat oor wat jy gehoor het. Praat oor wat jy ervaar het. En nog meer, praat oor die maniere wat hierdie teks jou lewe rig, wat dit verander hoe jy leef, en ook wat hierdie stuk teks jou lewe rig in terme van wat jy doen. Dit is 'n baie belangrike oefening vir ons wanneer ons met die Bybel besig is. So die woordbediening was nie sommer net om die woord te bedien. Die woordbediening was juis dat dit woord so 'n bietjie in jou lewe sou insyfer. So neem gerus 'n bietjie tyd en gesels dit deur. Dis nou my voorreg om ook vir ons so 'n bietjie familienuus te deel. Soos altyd wanneer 'n familie bymekaar is, sit ons om die tafel en hanteer ons net gou 'n paar admin sake of 'n paar reëlings en is my voorreg om dit vanoggend te doen. Ek gaan hom vinnig vir jou gee. As jy enige detail mis, is jy natuurlik welkom om my te pause en te rewind, nee. Dis die voorreg van 'n video. Eerste belangrike ding is, ons gemeente is tans besig met 'n kombersprojek. Daar's mense wat kombers kort, daar's mense wat kombers wil gee en is ons voorreg en vreugde om hierdie twee partye bymekaar uit te bring. Al die detail oor ons kombersprojek was in Vrydag se e-nuus gewees. Gaan kyk gerus in jou e-mail inbox en as jy dit nie daar kan kry nie, is jy baie welkom om ons kerkkantoor te kontak. Ons sal jou met liefde help en vir jou al die detail gee wat nodig is. In die week wat verby is, het ons ook vir jou 'n e-mail gestuur en in die e-mail het ons vir jou gevra om vir ons 'n vraelys te voltooi of 'n survey vir ons te doen. Hierdie vraelys gaan vir ons data gee, gaan vir ons statistiek gee en gaan vir ons 'n meting gee van wat die invloed was van die COVID-19 pandemie in die lewens van ons geloofsfamilie. In terme van jou verhoudings, in terme van jou finansies, in terme van jou werk en nog 'n paar ander areas van jou lewe. Ons het nodig om te weet hoe dit met jou gaan en ons het nodig om te weet wat jou grootste behoefte op hierdie stadium is. Die vraelys is natuurlik anoniem, dit word deel van een groot datapool, maar dan kry ons 'n verslag as 'n geloofsfamilie met hoeveel mense dit ingevul het en wat hulle vir ons daarin gesê het. So sal jy asseblief moeite doen, dit is net 'n paar minute om op die link te klik en om vir ons in te vul. In hierdie tyd het ons gesien dat mense ook buitengewoon baie gegee het van hulle tyd, hulle geld en hulle goed. Juis omdat ons in 'n tyd is waar daar meer behoeftes is as wat ons miskien voorheen van bewus was of as wat daar voorheen was as gevolg van die pandemie waarin ons is. Dankie vir almal wat geld gegee het as 'n gewone offergawe. Dankie vir almal wat geld gegee het vir spesifieke projekte en spesifieke maniere hoe ons mense kon help. Van 'n kospakkie, al die pad regdeur tot 'n munisipale rekening, al die pad regdeur tot ons bedieningsuitgawes van hierdie gemeente, kon ons alles betaal die afgelope paar maande, omdat jy so getrou bly gee het en geoffer het. Ons het baie ontvang en daarom gee ons baie. Dis die beginsel van die goeie nuus wanneer ons gee. So baie dankie daarvoor. Dit is my voorreg om vir jou dankie te sê. In hierdie week wat kom, het ons weer koffie kuiers. Beteken elektronies en koffie is uit die aard van die saak die lekkerste ding om mee te kuier. So komende week is daar vir spesifieke groepe op spesifieke tye via Google Meet links uitgestuur. Klik op die link, kom in die sitkamer in en kuier asof ons in 'n koffiewinkel is. Al daai detail was in die e-nuus wat Vrydag na jou toe uitgestuur is. En dan die laaste ding wat ek vir jou wil sê of ook na wil uitnooi is na ons kleinkerke toe. Ons het weer kleinkerk die naweek van die 12de Julie en ons wil jou uitnooi om deel te raak van een. Ons het nou oor die afgelope paar weke getuienisse gehoor uit kleinkerke. Ons het al vir julle verduidelik wat is kleinkerk. Jy het miskien al kommunikasie ontvang van iemand wat hom of haarself 'n kleinkerkleier noem. Dit is die manier hoe ons vind nou face to face, live met mekaar kontak hou en by mekaar kom. En is nie net 'n bymekaarkoms om seker te maak of almal okay is nie, hoewel ons dit doen. Dis 'n tyd wat ons saam kan bid, dis 'n tyd wat ons saam die Bybel kan bestudeer, dis 'n tyd waar ons kan getuig van wat die Here in ons lewens doen. Dis letterlik soos kerk in die kleine en daarom noem ons dit kleinkerk.
Dit mag wees dat jy dit miskien net eers wil uitkyk, jy is baie welkom om dit te doen ook. Kyk asseblief vir al ons kommunikasie in volgende week in, oor wanneer Kleinkerk is en hoe jy daarby kan inskakel. Kom ons eindig ons tyd saam met hierdie huiskerk, met 'n lied. En die lied is 'n lied van oorgawe met die naam Neem my lewe. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.